Goeiemôre gemeente. En ook hartlik welkom aan al ons besoekers vanoggend. Kyk, soos die oë van die diensknegte is op die hand van hulle Here. Soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Here onsse God. Ontvang dan sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Nou kom ons antwoord ons Here dan deur van harte om te loof en te prys. So heerlik. Die geleentheid wat ons het, ons hoor en ontvang sy seën en dan antwoord ons hom. So ons verhef ons harte, antwoord hom met Psalm 147 en daarvan vers 1, 4 en 7. Bly nou ons geloof saam met die gelowiges dwars deur die eeue. Ons doen dit in die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here antwoord ons op ons belydenis deur vir ons sy wet voor te hou. En daarom met groot ontzag luister ons saam na die wet van ons Here
vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Wanneer sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, laat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord ons Here, sing Psalm 130, en werklik is dit wat ons harte roep tot die Here. Het ons hoor, as ons kyk na sy heiligheid in die wet, dan sing ons uit dieptes gans verlore. Daaruit roep ons die Here aan. Maar dan sing ons ook van sy antwoord in vers 2. Daar's by u vergewing nog altyd gewees, en daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Psalm 130, vers 1 en 2. Ons almagtige God en Hemelse Vader,
wanneer ons luister na u wet, kyk na u heiligheid, wanneer dit voor ons kom en ons nie kan wegkyk nie, dan wat anders kan ons sê as dat uit dieptes, gans verlore, met geen hoop, roep ons u. U is die enigste een wat kan verlos, u is die enigste een wat kan genadig wees. So ons roep u, vergewe ons, sien ons in u Seun Jesus Christus, was ons tog met sy kosbare bloed, oordek ons met sy geregtigheid. Dis al hoop wat ons het, dis al moontlikheid. Ons niks anders nie. Ons werp onsself op Christus. Sien ons tog in hom. Ons dankie dan vir die belofte, die woord uit ons Here se mond self, dat wie in hom glo, die ewige lewe het. Ons prys u dan vir die genade. Hoe sien ons u genade in ons lewens? Ons kyk na ons versorging, ons veiligheid, elke mooi ding in ons lewe. En wat ons sien is, dis nie net toeval nie, dis u Vaderhand. Dis u wat as deel van u genade in Christus vir ons gee. So ons prys u vir wat u gee vir ons elkeen. En ons prys u vir wat u vir ons gee as gemeente. Dankie vir die liggaam wat u vestig hier. Dankie vir die gawes, die geloof, die ywer, die liefde vir u. Dankie dat u kinders so by mekaar bring. En dankie dat u ons gemeente so seën. En Vader, ons is hierdie goedheid, hierdie barmhartigheid, hierdie genade en hierdie seëninge van u wat ons nou aanroep. Wanneer ons kom voor u met ons broers en susters, die lede van ons eie liggaam wat swaar kry. Vader, ons dink aan hulle en bring hulle voor u, maak hulle sterk. U ken elkeen se beproewing, elkeen se lyding. Versorg hulle ook in hierdie tyd en maak u teenwoordigheid, u liefde, maak dit vir hulle so duidelik dat hulle harte verbly. En Vader, ons bid bewaar hulle. En as u wil, gee tog uitkoms. Wil u ons ook nou lei wanneer ons na u woord gaan luister? Ons harte word so maklik deur allerhande afleidings afgetrek en vasgevang. Hoe nodig het ons dat u Gees ons opwek. Ons hart en gedagtes rig tot u woord. So daarvoor bid ons, lei ons, maak ons gedagtes en ons verstand oop. Maak ons harte sag. Laat ons verlang na u woord. En versadig ons dan met die goeie uit u woord. Wanneer ons nou na u heerlikheid, u heiligheid, u genade gaan kyk, laat ons harte nie stomp wees nie. Laat ons harte nie onaangeroerd hier weggaan nie, maar laat ons werklik dit sien wat u vir ons leer. En Vader, ons bring dan ons dank, ons lof, ons belydenis, ons prys en al ons bede voor u. Verhoor ons om ons Here Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Voor ons saam na ons Here se woord luister, kom ons sing weer vir hom, Psalm 86, en daarvan gaan ons vers 6 sing. Song
Ons gaan vanoggend verder met ons reeks vanuit die eerste brief van die apostel Petrus. En julle kan daar vir my oopmaak, daai in blaai. Nou dit is belangrik wanneer ons diep wil ingrawe in die woord van ons Here in, dat ons die vertaling gebruik wat die direkste, die naaste aan die oorspronklike taal is. En is veral belangrik vanoggend. Daarom sal ons die teks van die 33-53 soos gewoonlik lees nou, maar sal ook op die bord verskyn 'n bietjie langer as gewoonlik, sodat jy deur die preek daar kan volg. En dis belangrik dat jy self sien vanuit die teks hoe die waarhede van die Here voorkom. Julle kan dit saam met my oopmaak by 1 Petrus hoofstuk 1 en dan gaan ons saam luister na vers 13 tot 21. Nou, net om te herroep Petrus se doel met hierdie teks, ons het laasweek ook na die eerste deel daarvan gekyk, is om ons op te roep om heilig te lewe. Ons moet erns maak met ons heiligmaking. Ons moet erns maak met gehoorsaamheid aan die Here. Hy gee dan vir ons 'n lys waarhede wat ons moet oordink, wat ons die moue van ons verstand moet oprol en onsself inspan op en oorweeg, oordink, mymer oor, waardeur die Gees ons dan heiliger maak. Want ons weet dis die Heilige Gees wat my heilig maak, maar hy doen dit deur sy woord. En hier gee Petrus dan vir ons 'n lys waarhede. Ons het laasweek na 3 gekyk, ons gaan vanoggend na nog 3 kyk. So, dit verskil bietjie van die tema wat julle het in die blaadjie in die liturgie. Ons gaan nie na 4 kyk, ons gaan na 3 kyk. Hou julle Bybel dan hier oop en volg op die skerm, terwyl ons saam deur die teks in die prediking gaan. 1 Petrus 1, vers 13 tot 21, en dan gaan ons fokus op verse 15 tot 19. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter, en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie jou lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit die ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, waarin hierdie laaste tye geopenbaar is, om julle ontwil, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Tot sover. Nou sien ten minste 3 waarhede hier, waar ons meer, ons gaan na 3 kyk vanoggend, hier in vers 15 tot 19, wat ons moet oordink, en wat ons moet oorweeg en oormymer, wat ons aandryf tot heiligheid. Vers 15 tot 16 sien ons God se eie heiligheid. Vers 17, ons sal voor Christus se regterstoel verskyn. En vers 18 tot 19 sien ons die duur, kosbare prys wat vir ons betaal is. Maar eers, kyk saam met my hier na vers 17 se laaste deel. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Nou hierdie is die hoofoproep van vanoggend se teks. Wandel dan in vrees. Wees versigtig om in die weg van die Here te wandel. Doen moeite met heiligheid. Wandel in vrees. En dit is ook die sleutel, hierdie oproep, om hierdie 3 te verstaan. Hierdie 3 wat ons genoem het, hierdie 3 waarhede. God se heiligheid, ons sal voor Christus se regterstoel verskyn en die kosbare prys wat vir ons betaal is. Wandel dan in vrees. Sleutel vir dit. En kyk mooi na die teks. Ons hoor, wandel dan in vrees. Nou, daar word nie gesê vrees vir wat nie. Dit is net so daar in die middel van die vers. Maar ons sien dit, wanneer ons so daarna kyk,
die woord dan, wandel dan in vrees, moet vir jou sê, hierdie wandel in vrees, hierdie opdrag, het te doen met wat nou net gesê is, vers 15 tot 17. Wandel dan, gevolglik, in vrees. So dit het te doen met 15 tot 17 wat nou net gepraat is, en dan vers 18 begin met omdat. Wandel dan in vrees, omdat julle weet. In ander woorde, hierdie wandel in vrees het ook te doen met dit wat ons kry in vers 18 tot 19. Daarom is dit so uiters belangrik dat ons verstaan wat die Here leer oor die vrees van God, die vrees van die Here, en wat 'n rol vrees speel in jou verhouding met God. Daar is seker min waarhede in vandag se tyd, wat so tragies en keer op keer verkeerd gekry word, soos die vrees van die Here, wat dit beteken om God te vrees. So oorweeg nou eers saam met my, wat God self leer oor vrees in ons verhouding met hom. 1 Johannes 4, vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sy straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. In ander woorde, daar is nie meer angstige vrees vir die Here se straf in die gelowige nie, niks. Daar is niks woede, wraak van God af vir jou, wat in Christus glo om te vrees nie. Dis uit. En nou hoor ons, daar is ook geen slaafse vrees. Hierdie vrees wat die slaaf het, wat nie 'n verhouding het met sy meester nie, wat onseker is oor wat sy meester gaan doen, daar's geen sulke vrees vir die gelowige ook nie. Romeine 8, vers 15, want ons het nie 'n gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie, maar die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. So ons het 'n intieme, vrymoedige, vaste en sekere verhouding met God, as ons Vader, ons Verlosser, ons Trooster. En dit skakel heeltemal hierdie slaafse vrees vir sy oordeel, dat hy ons gaan weggooi. Of hierdie slaafse vrees dat ek moet net so fyn hou by dit, of anderste is ek verlore. Dit skakel daardie vrees uit. Dis nie meer vir die gelowige daar nie. Maar ons moenie die fout maak wat so algemeen is vandag om te dink dat daar nou geen meer vrees vir God in ons lewens hoef te wees nie. En ongelukkig is dit wat ons oral kry. Daar is geen meer vrees vir God in vandag se lewe nie. Dit is grootendeels een van die hoofredes waarom onheiligheid en goddeloosheid onder mense wat Christus bely so absoluut oral is. Want die vrees van die Here is verlore. Maar God is baie duidelik daaroor. Dit is baie duidelik dat daar is 'n gepaste, 'n gesonde, 'n uiters nodige plek vir jou om hom te vrees. Nou die skrif is vol hiervan. Psalm 2 vers 11, dien die Here met vrees en juig met bewing. Psalm 130 wat ons ook nou gesing het, maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word. Matteus 10, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. 2 Korintiërs 7, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. En ons teks vanoggend, wandel dan in vrees, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Nou, dis nie 'n oplossing, soos wat baie geneig is om te doen. Om te sê, ja, maar vrees hier beteken respek, eerbied. Ongelukkig is dit wat die vryer vertalings van hierdie teks, dis hoe dit vertaal hierdie woord of met eerbied, of met ontzag, of met respek. En dis dan hoe baie van ons vrees vir God verstaan. Ons verstaan dit net as gewoon respek. Gewoon ek sê U as ek met hom praat. Maar om God te vrees, behels baie meer as dit. Hoor Hebreërs 12, dan sê die skrywer, laat ons dankbaar wees en God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur.
Nou daar's 'n gesonde, gepaste, uiters nodige ruimte in jou verhouding met God, waar jy behoort om hom te vrees, waar jy behoort om vir hom in 'n sin bang te wees. Nou ek sê dit met baie groot versigtigheid. Baie groot versigtigheid. Nie bang op 'n manier wat jou intimiteit met hom hoegenaamd belemmer nie. Nie bang vir hom wat jou vrymoedigheid met hom hoegenaamd seermaak nie. Nie bang vir hom soos 'n slaaf vir 'n eienaar bang is nie. Onseker. Maar bang vir hom soos 'n seun vir sy pa bang is. Nie bang vir straf en wraak nie, maar vir sy heiligheid en sy krag, wie en wat hy is, om daarna te kyk, en nie dan sterk te wil staan nie, maar neer te sak. Jy kan nog respek en eerbied hê vir iemand wat jou gelyke is. Jy moet. Jy kan respek en eerbied hê vir iemand wat onder jou is, jy moet. Maar jy kan nie iemand vrees wat jou gelyke is. Jy kan nie iemand vrees wat onder jou is. Jy kan net iemand vrees wat bo jou is. So dis die ding wat jy moet sien van God se heiligheid. Van wie hy is nie jou gelyke nie. Hy is nie op dieselfde vlak as jy nie. En daarom is daar 'n vrees wat 'n kind vir sy pa het, waar hy na sy pa kyk en weet, ek kan nie opmeet teen hom nie. Ek kan nie staan teen hom nie. Daai tipe vrees. Daarom is dit nie genoeg om te sê dat vrees net gewoon eerbied of respek beteken nie. Dit beteken baie meer. Kyk hoe sien mense dit in ons teks vanoggend. Vers 15 tot 16. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. So God se heiligheid is veronderstel om by jou 'n gesonde, gepaste, liefdevolle, kinderlike vrees te bewerk. God se heiligheid beteken hy's gans en al anders as wat jy ken. Gans en al anders as wat jy is. Hy is vlekkeloos in reinheid, almagtig in krag en vermoë. Hy wandel in ontoeganklike lig. Hy dreig die berge en hulle smelt. Hy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan en dit geskied. Jesaja sien die hemel geopen. Hy sien God op sy troon met die engele rondom hom. En hulle roep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En dan roep Jesaja, wee my, ek's verlore. Hy woord verlore beteken ontbind, ek val uit mekaar uit. Waarom? Want my oë het die Here van die leerskare gesien, die allerheiligste. Job worstel, hy kla, hy stry teen God se beskikking. Die Here antwoord hom, en dan roep Job uit, kyk, ek is te gering, wat kan ek hier antwoord? Ek lê my hand op my mond, eenmaal het ek gespreek, maar ek sal nie weer antwoord nie. Dink aan die 2 priesters, Nadab en Abihu. Hulle kom bring offers wat God nie beveel het nie. Die manier hoe hulle hom aanbid, voor die hele volk, die volk lei in aanbidding, erken nie sy heiligheid nie, en hy tref hulle met vuur, maak hulle dood. Dan sê Moses, onthou die woord van die Here, waar die Here gesê het, ek sal as die heilige geken word in die wat my nader. Die vraag is, ken jy hom so? Hy is nie jou gelyke nie. Jy kan nie met hom te werk gaan, met hom maak, hom nader, soos wat jy wil, eie willig nie. Maar dit moet ons laat sidder, hoe baie God se heiligheid vandag ontken. Mense wat Christus bely, mense wat sal sê hulle hele lewe behoort aan die Here, wat sy heiligheid net gewoon ontken, wat hom gelyk wil maak met hulle. Die duiwel hoef nie die kerk te oortuig dat God nie bestaan nie. Hy hoef net die kerk te oortuig dat God nie veel groter as hulle is nie. Dat hy nie baie hoog is nie, dat hy nie is wie hy is nie. Aanbid hom soos dit jou pas, sing enige liedjie wat jy wil, solank dit mooi is. Maak grappies oor God, praat oor hom soos oor enige ander mens, hy sal verstaan jy is daarom nie ernstig nie. Dis die aanvalle van die duiwel.
skerpste aanvalle van die duiwel op die kerk is om die heilige God klein te maak, swak te maak, veragtelik te maak in die hart van die gelowige. Sit prentjies van Jesus op die mure soos prentjies van jou kinders. Geniet reekse en films waar sy naam misbruik word, jy doen dit daarom nie self nie. Jy gebruik daarom nie self sy naam so nie. Lewe soos wat jy wil en soos wat dit jou pas. Christus het mos gesterf vir jou sonde. Nee, God se heiligheid beteken hy is afgesonder, eenkant, uniek in krag, vermoë, grootheid, gesag, heerlikheid, en hoewel ons absolute intimiteit met hom het, soete vrymoedigheid, veiligheid by hom het, moet daar 'n gehoorsame vrees vir hierdie heiligheid wees. Hy is nie ons gelyke nie. Dink aan Markus 4, waar Christus saam met sy disippels op die boot gaan op die water, en daar kom 'n storm, groot winde en golwe, die disippels vrees vir hulle lewe, hulle dink hulle gaan sink. Hulle maak hom wakker en sê, Here, ons vergaan. En dan staan ons Here op, hy bestraf die wind, hy bestraf die see, dit gaan lê, en dan hoor ons die teks sê, en 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is. Hulle was bang vir die wind en golwe, hulle was banger toe hulle Christus se heerlikheid sien. Toe hulle sy heiligheid sien, sy uniekheid, sy onvergelykbaarheid. Hy is nie soos hulle nie. Hy is oneindig sterker. Toe was hulle nog meer bang. God se heiligheid moet dus by ons 'n vrees bewerk, maar 'n veilige vrees. Want veiligheid, dis die verskil tussen goeie, gesonde vrees, wat 'n kind vir sy pa het, en die slegte vrees, wat 'n slaaf vir sy meester het. Dis veiligheid. Die kind vrees sy pa, maar hy vrees nie dat sy pa hom sal skade aandoen nie. Hy vrees nie dat sy pa hom sal ophou lief hê, hom sal weggooi, hom sal wegwerp, hom wegjaag nie. Hy vrees nie dit nie. Die kind hoef dit nie te vrees nie. Dis die vrees van 'n slaaf. Die kind vrees sy pa, want hy weet, hy is nie die pa se gelyke nie. Die pa oortref hom oneindig in krag, in gesag, in reg. Hy weet dit, die kind. Hy is uiters oortref in vermoë deur die pa, en oorgelewer aan die pa se genade. En dis dan 'n veilige vrees. Dis dan 'n soete vrees, 'n vrees wat vryheid bring. Jy jouself nie hoef te probeer sien as gelyk met God nie. Jy kan jouself onder hom sit in vrees. So wat bedoel Petrus dan wanneer hy sê, omdat God heilig is, moet jy heilig wees? Sê, soos wat God totaal en al anders is as almal, wees jy anders as die wêreld. Uit vrees vir hom, uit lewe in 'n vrees vir hom en sy heiligheid. Jy moet jou lewe inrig elke dag op 'n sekere manier. Elke dag wat jy opstaan, het jy keuses, besluite, versoekinge, uitdagings. Elke dag moet jy op 'n sekere manier 'n pad invat. So jy kan lewe op so 'n manier, jy kan so wandel in jou lewe, dat die wêreld gesien word as kosbaar, as belangrik, as heerlik in hoe jy lewe. Of jy kan lewe op so 'n manier dat die Here jou God gesien word en geken word as die allerhoogste, die almagtige skepper, deur jou vrees vir hom. Deur jy wat versigtig is op jou pad. Hy het 'n vrees vir sy heerlikheid en sy gesag. Nie omdat jy bang is, hy gaan jou weggooi nie, maar omdat jy sy heiligheid vrees. Want wanneer jy so lewe, wat doen dit? In jou lewe word hy gesien as die heilige, as die heerlike God. Of om dit anders te stel, soos die Bybel dit self stel, lewe in die vrees van die Here. So wat, dis die hele doel waarom hy sê, wees heilig want ek is heilig. Vrees my heiligheid, en laat dit in jou lewe gesien word, deur jy wat self heilig lewe.
Die volgende waarheid wat ons dan kry, ons nou vers 15 tot 16, God se heiligheid. Volgende waarheid wat ons nou kry is dan vers 17. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Nou, ons as gelowiges, as kinders van God, sal eendag moet antwoord gee vir wat ons in ons lewe hier op aarde gedoen het. En dan sê Petrus, omdat ons almal eendag voor die regverdige regter sal moet staan, wandel dan in vrees, in versigtigheid. Jy gaan moet antwoord gee, wandel dan in heiligheid en vrees op jou pad. Maar dan vra ek oor hierdie teks, oor hierdie vers, wat Petrus nou sê, dat ons roep hom as Vader, wat oordeel sonder aanneming van die persoon. Waarom moet die regterstoel van Christus maak dat ek in vrees wandel? Maak dat ek heiligheid najaag? Petrus self het gesê, dat die saligheid wat ek kry, op niks van my heiligheid gegrond is nie, net op Christus. Vers 9, die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Ons hoor in vers 1 van Petrus ook, dat hy sê, ons is uitverkore tot besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Ons saligheid lê nie binne onsself en ons heiligheid, ons versigtigheid, ons wandel in vrees nie. Romeine 8, jubel Paulus, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En dis die wonderlike waarheid van die evangelie, dat al my sonde is klaar op Jesus aan die kruis uitgestraf, daar's niks vir my oor nie. Hy het my skoon gewas met sy bloed, sodat geen een van my sonde ooit deur God geoordeel sal wees op my nie. Niks. Heidelbergse katekisme sê in vraag en antwoord 60, wanneer ons laasweek gekyk het, dat God my nou so beskou, ek is so gewas, hy beskou my asof ek nooit enige sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid van Christus volbring het, wat hy in my plek volbring het. So as jy in Christus glo, het jy die ewige lewe, nou reeds, dit sal nooit verander nie. Waarom moet jy dan in vrees wandel, omdat jy voor die regterstroon, die regterstoel van Christus gaan verskyn? Dis die vraag. So kyk, sien hierdie twee waarhede. Kyk of jy die vraag dan verstaan. Ons sal nooit geoordeel wees op grond van ons werke nie. Christus is in ons plek gestraf, ons kry sy volmaakte gehoorsaamheid met ons eie. Ons gaan hemel toe. Het saligheid op grond van een ding, en dit is Christus en sy lewe. Nie op grond van my heiligheid nie. Dis die een waarheid. Ander waarheid, ek gaan, wanneer Christus weer kom, voor sy regterstoel verskyn. Selfs ek wat glo, wat klaar die ewige lewe het, gaan voor sy regterstoel verskyn. En dan sê Petrus, daarom wandel in vrees. Maar ons weet, dis nie vrees dat ons dalk nie hemel toe gaan nie. Dalk vrees dat ons die ewige lewe sal verloor as ons nie mooi in heiligheid wandel. Ons weet dis nie dit nie. En die evangelie leer vir ons dis nie dit nie. Petrus self leer vir ons dis nie dit nie. So watter oordeel, watter verskyning voor Christus se regstoel bly daar vir my oor, wat klaar die ewige lewe het, want ek's in Christus. Hoe gaan ek nog voor hom moet verskyn, as my sonde reeds op hom geoordeel is? So dis die vraag. En ek dink Paulus help ons hierin. Hy skryf in 2 Korintiërs 5, vers 10, en hy praat nou met die gelowiges, met die kerk, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Nou weer eens, hier praat hy nie van hemel of hel toe gaan nie. Of jy hemel of hel toe gaan, is gegrond op een ding en is Christus. Geloof in hom, dis al. As jy glo in hom en sy offer, het jy die ewige lewe, soos wat Christus sê. So, hy praat nie hier van hemel of hel toe gaan nie, maar waarvan praat hy dan? 1 Korintiërs 3 praat hy weer hieroor. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak word.
en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Goed, lang teks, maar hier word dit nou 'n bietjie duideliker. Ons, selfs ons, wie se straf vir ons sonde totaal en al op Christus gewerp is. Ons sal niks daarvan kry nie. Selfs ons sal voor Christus se regterstoel moet staan en antwoord gee vir wat ons in hierdie lewe gedoen het. Maar nie sodat ons geweeg kan word, mag ons hemel toe gaan of nie. Ons saligheid is afgehandel in Christus. Maar ons lewe hier op aarde, wat ons gedoen het, wat ons gebou het op Christus as fondament, dit sal met vuur getoets word. Jou lewe, jou werk hier op aarde, dis jy wat bou op Christus. As jy in hom glo, as jy in hom en jy bou met jou lewe, dit sal met vuur getoets word. As jy gebou het met hooi, stoppels en hout, as jou sonde, jou onopregtheid, jou gebrokenheid, jou hardnekkigheid, dit sal verbrand en jy sal skade ly. Jy sal self gered word, maar jou loon sal daarmee heen wees. En dan kry ons, as jy gebou het met kosbare stene, goud, silwer, dan sal die vuur kom, dit sal jou werk sal beproef word en dit sal bly staan en jy sal loon ontvang daarvoor. En dis wat Paulus hierso sê. Hy sê, as iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou, dis jou heiligheid. Dis jou gehoorsaamheid aan Christus. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand, sal hy skade ly, skade aan sy loon, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. So wat sê Petrus dan nou hier? Hy sê, wat jy hier doen, nou, maak saak. Te doen. Daar's altyd die vrees, die bekende dwaling by die evangelie, die Nikolaïtese leer ook in Openbaring, dat as jy in Christus glo en jou sondes vergewe, heeltemal, kan jy maar lewe wat jy wil. Want, hoekom sal jy nou heiligheid najaag, as jou heiligheid nie bepaal of jy hemel toe gaan of nie? Maar nou maak Petrus die Here reg deur die Bybel, maar Petrus hier duidelik ook, dat as jy glo in Christus, en jou sonde is uitgestraf op hom, jy het sy geregtigheid, die lewe wat jy daarna lei, in die geloof, is jy wat bou, en jy wat loon sal ontvang daarvoor, of nie. So wat jy hier doen, maak saak, het gaan nie jou saligheid beïnvloed nie, jou redding, jy sal hemel toe gaan, want jy is in Christus ewig en vas, maar jy sal nog steeds tot verantwoording geroep word. Selfs die kinders van God wat hemel toe gaan, wat salig is, sal eendag voor Christus moet staan en moet antwoord gee vir wat hulle gedoen het in die liggaam. En dan sê Petrus daarom, wandel in vrees gedurende hierdie tyd. Let op jouself. Bewaar jou paaie. Moenie jou loon weggooi nie. Nie net dit nie. Moenie voor Christus staan met 'n gemorste lewe nie. En maar jy niks gedoen het nie, niks beteken het nie. Strewe na heiligheid en die loon wat God beloof. Bou met kosbare stene, laat jou lewe vrug dra tot Christus se eer en heerlikheid. Vers 17, en die laaste waarheid wat Petrus gee om te oorweeg en te bedink vir oggend, is die prys wat jy gekos het. Want nou hierdie Petrus gee hierso vir ons waarhede vir jou om te oordink, oor te mymer. Wat jou dryf tot heiligheid deur die werk van die Gees. Nou hier is die derde een. Die prys wat jy gekos het. Kyk vers 18 tot 19. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit die ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. En wat 'n kragtige waarheid is dit nie. En hierdie woord, jy was nie goedkoop nie.
enige iets behalwe. Jy het aan jouself behoort, aan die duiwel, aan sy heerskappy, aan die dood. Jy was van nature 'n vyand van God, knegt van die Satan. Jou eindbestemming was vas en seker die ewige vuur met die duiwel en sy engele. Maar omdat God, soos wat hy in vers 1 sê, jou uitverkies het, jou die wedergeboorte geskenk het, jou die geloof geskenk het, jou bewaar, het hy jou gekoop vir hom, om aan hom te behoort. Met liggaam en siel behoort jy nie meer aan jouself nie. Nie meer aan die duiwel nie. Jy behoort aan jou getroue verlosser, Jesus Christus, en die prys, sy kosbare bloed. Hy wat aan die kruis sy bloed stort en sterf. Hy wat die straf van die hel op sy siel dra, die beker van God se woede drink in jou plek. Dit was die prys, sodat jy nie hoef nie, sodat jy aan hom kan behoort en sy erfgenaam kan wees, en in plaas van 'n beker van pyniging, 'n beker wat oorvloei van vreugde kan ontvang. Indien jy voor versoeking staan, indien jy lou word in jou heiligheid, oorweeg wat het jy gekos? Petrus sê, soos gekoop, nie deur verganklike dinge nie, silwer of goud. Silwer of goud, Petrus, dis die kosbaarste dinge in die bestaande silwer en goud. Sê Petrus, teenoor die bloed van Christus is dit niks. Verganklike dinge. Maar dis wat jy gekos het. En dit is wat betaal is. Maar let dan hier op vers 18. Vers 18 begin met die woordjie omdat. Nou dis uiters opmerklik. Kyk weer na vers 17. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat. En dan praat Petrus van die prys wat jy gekos het. So Petrus sê, nie jy moet vrees en in vrees wandel, sodat jy gekoop sal word met die hoop dat God dalk jou sal koop en jy aan hom sal behoort nie, maar omdat jy gekoop is, en omdat jy duur was, wandel dan in vrees, omdat jy ewig veilig syne is. Maar die prys so duur was, dat niks dit kan verander dat jy aan God behoort nie, niks. Nie jy nie, nie jou sonde nie, nie die duiwel nie, niks, die prys was te duur, jy syne, jy sal syne bly. Daarom, wandel dan in vrees. So wat sê Petrus? Vrees vir wat? Vrees daarvoor om nie die bloed van Christus goedkoop te maak nie. En dis wat jy doen, as jy heiligheid verag, weggooi. Jy maak sy bloed goedkoop, jy trap op dit, verag dit, ag dit sal mos daar wees. Jy maak asof dit nie 'n duur prys was nie. Wandel in gehoorsaamheid, strewe na heiligheid, omdat jy die bloed van Christus so kosbaar ag, so kragtig, so heerlik, dat jy geensins 'n druppel daarvan wil mors nie. Omdat jy weet dat Christus se bloed verag en vertrap word, wanneer jy sê, ag wat maak heiligheid eintlik saak? Ek is mos vergewe. Ek vrees om so ligtelik met vergifnis om te gaan. Om genade wat so duur gekos het, goedkoop te maak. Oorweeg wat jy gekos het, om aan Christus te behoort, en wandel dan in vrees. 'n versigtige, ywerige bewaring van jou wee, in die vrees van die Here, in heiligheid. En die vrees van die Here dring ons dus tot heiligheid. Maar dit is nie 'n vrees wat vervreem nie. Dit is nie 'n vrees wat skade maak aan ons nie. Dit is inteendeel 'n vrees wat ons nader bring aan hom. So besonder, hoe weet 'n seun sy pa kan hom beskerm? Sy pa is reg vir wat kom. Hy vrees sy pa, dis hoe hy dit weet. Hy weet sy pa het iets vreesliks in hom. En daarom weet hy is veilig daar. So die vrees van die Here, in plaas van ons wegstoot, ons vrymoedigheid wegvat, koester dit juis jou vrymoedigheid, jou sekerheid, jou krag. Dis juis 'n vrees wat jou nader bring aan hom. 'n vrees wat ons liefde en toewyding aan hom versterk. 'n vrees vir sy groot krag, sy heiligheid, hoe oneindig ver hy ons oortref.
Ook 'n vrees om nie skaam voor hom te staan eendag en skade te ly aan ons loon nie. En is ook 'n vrees om nie sy kosbare bloed as goedkoop te hanteer nie. As voorbeeld, af te sluit, voorbeeld vir ons is wat die Here self sê oor sy gelowiges in Handelinge. Handelinge, nou hoor ons oor hulle, Handelinge 4. Die gemeente het deur die hele Judea en Galilea en Samaria vrede gehad. Terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vrede gehad. Amen. Ons bid saam. Ons driemaal heilige God, koning van die konings, U wat spreek en dinge gebeur, dinge bestaan, U wat krag het wat ons nie kan begin begryp nie, U wat regverdig en rein en vlekkeloos is, maar U wat ook ons Vader is. Ons roep U aan as Vader en as die allerheiligste God. Ja, wanneer ons voor U troon kom, dan is dit 'n vreeslike troon. Maar dit is die vreeslike troon van ons Vader. So ons prys U met vrees en bewing, juig ons in U, dat U heerlikheid ons nie verteer nie, ons nie sal verteer nie, U heiligheid ons nie sal vernietig nie. Dat ons na U kan kyk as die hoë heilige een en ook U so hanteer en so oor U praat, maar dat ons nog steeds met vrymoedigheid na U kan kom. Dat ons U heiligheid en U naam mag vrees, maar tog deur U Gees soveel vertroosting juis by U kry. Ons prys U vir die wysheid, die genade wat U aan ons bewys daarin. Wanneer ons na U heiligheid, U heerlikheid, U krag kyk, wanneer ons aan ons Here Jesus Christus se wederkoms dink, wanneer ons aan die kosbare bloed wat hy vir ons gestort het, dink, hoe verlang ons harte dan om heilig te lewe in ons hele lewenswandel? Hoe verlang ons dan om U te dien en te wys dat ons U vrees met ons lewe? Maar U ken ons, ons is swak en wisselvallig. Help ons dan. Vergewe ons sonde in U groot genade en versterk ons, help ons, lei ons om te lewe met vrymoedigheid en vreugde, maar ook met 'n deeglike begrip van U heiligheid, U heerlikheid, en help ons om dan heilig te lewe. Ons dra onsself en ons harte aan U op vir die nagmaal wat nou kom. Bewaar ons dat ons nie die nagmaal sal hanteer as net nog 'n kerk ding nie. Bewaar ons dat ons nie sigtend sal kom na die nagmaal omdat die diens 'n bietjie langer gaan wees nie. Bewaar ons dat ons die soetheid, die kosbaarheid, die krag, die heerlikheid wat U self aan U tafel gekoppel het, dat ons dit mag proe. Maak ons hart jubelend bly en opgewonde om weer aan U tafel te sit, weer ons harte te versterk en te vertroos met die offer wat U seun gebring het. Lei ons in ons self ondersoek met die oploop, en wil U ons wysheid, eerlikheid en ook vertroosting deur U Gees gee.
Hoor dan ons bede, Vader, omdat ons dit voor U bring in die naam van ons Here Jesus Christus. Hoor ons enkel en alleen om sy naam ontwil. Amen. Ons antwoord ons Here dan verder deur vir hom hartlik te sing, Psalm 19, 1, 5, 6 en 7 en ons sing in vers 7, bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad U heilige wil weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Laat tog my tong en mond, van my hart se diepste grond, o Heer op wie ek vertrou het, U welbehaaglik wees, wat in my hart kan lees, my rots op wie ek gebou het. Psalm 19, vers 1, 5, 6 en 7.
en susters, ontvang die seën van die Here. Aan hom nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, julle sonder gebrek vir sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, die Verlosser, kom toe die heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid. Amen.